met ons. Laat die Gees beweeg, Here. Laat die Gees beweeg. In die naam van Jesus! In die naam van Jesus! Amen. Prys die Here. Hierdie mic is lekker. Dit is vir die mense wat nie hoor nie, dan ek hoor. Ja. Nou, ek gebruik 2 mics, kyk nie, want hier is 'n battery is amper pad. So dis maar geval. Een van myne en een van Siri. Ek kom nie gecharge as my skop. Kleintjie kop, babatjie kop. Kom. Kom bly. Kom. Prys die Here ook vir julle wat ingeskakel is. So ons het goeie nuus. Ons dienste gaan terug na 10:00 toe. Julle wat op die lig is kan weer 11:15 inskakel vir die boodskap. So ons neem net die boodskap op, nie die lofsange nie. En dan elke Sondagoggend tussen 8 en 9. Dan bid ons vir 'n uur. So as julle dit kan maak en julle wil saam bid, come join me. Ek kan op Engels praat. Ek het hom geleer. Come join my. Dit is nice, nee. Ek praat reg, nee. Come join my. Nee. Yes. Yes. So, vir 'n hele uur lank gaan ons aan bid. Nee, net klop, nee. Ek gaan die voorsang net oefen. So ons oefen vir 'n uur lank. En die laaste 10 minute is die kinders sing. Daar soms vir julle ook. Nie vir my nie, maar vir julle ook. So, ons het dit gedoen. Prys die Here, wys dit nie my. Nee, is reg broer. Is reg. Kom reg. En wat vir pastoortjie om te kom. Prys die Here. So ja. Mense, ek is besig met 'n reeks van hoekom die Gees van die Here nie werk in ons lewe nie. En ons is nou al 2 jaar op hierdie subject. Ek preek hom al 2 jaar. En ek is nog nie klaar nie. En ek is nog steeds besig en elke week leer ons iets nuuts. Elke week leer die Here vir ons hoekom werk die Gees nie. Hoekom? Hoekom? Ja, hoekom werk die Gees nie in my nie? En daar's baie hindernisse. En vanoggend is die mooiste gedeelte. Sê vir my, hou jy van vrugte? Nie julle nie, julle. Ja, was so. Wat 'n vrug lyk jy? Appels. Jy? 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 Okay, julle groot mense lyk almal vrugte, ek weet dit. Hoekom ek die kinders vra is, nou as jy kom ons vat 'n appel of 'n piesang. Iemand het gesê piesang. En daai piesang is so goudgeel. Hy lyk so vars. Hy lyk so lekker. Jy's so lusvol. Die juice loop so uit jou mond uit. Was jy al so lus vir 'n vrug? Was jy al so lus vir 'n vrug? Ek sê elke dag, kyk dit. Ek gaan nou nie praat nie. Okay, was jy al so lus vir 'n pizza? Prys die Here. Okay. Nou, en sê vir my, wat gebeur as jy die piesang skil? Nee, nou het jy hom klaar geskil. Maar nou is hy vrot binne. Hoe voel jou hart? Hoe voel jou appel? Hoe voel jou hart as jy môre buite in die warm sit? Kom aan mense, dit gebeur in Checkers. En in Pick n Pay ook, en Shoprite ook. Ek maak nie alles sleg nie, ek hoef julle iets prys. So, wat gebeur dan? Jy's teleurgestel. Kom ons vat daai pizza, jy's teleurgestel. Kom ons sê hy's 'n hulpvrou. Okay? Dan sê hy hulpvrou. Dan, maar jy was so lusvol geweest. My so teleurgestel. Dit voel of jy hier piesang kan vat en na daai mense toe loop en vertel waar kan hulle gaan nou terug. Ja, okay. Nee, maar jy was so lusvol, maar nou is jy teleurgestel.
En baie van ons lewens is so. Want hoekom? Ek glo nie in die Here nie. Die woord van die Here sê, God is die landbouer. En ons moet vrug dra. Maar die ding is, hoe lyk ons vrugte? Hoe lyk ons vrugte? Jy moet nie my antwoord nie. Sit net en dink. Hoe lyk ons vrugte? Jy weet, die woord van die Here is nie hier om ons te oordeel vandag nie. Want die oordeel kom nog. Maar die Here wil hê ons moet skoon kom. Ons moet voor hom kom. Kyk, kom. Die Here wil hê ons moet oprein wees, skoon wees. Ons moet 'n vrug wees wat sappig is, wat soet is, wat nie wurms in het nie, wat nie gekneus is nie. Maar ons kan nie net laat die skil goed lyk nie. Die buitekant goed lyk nie. Die binnekant. Want hoekom? Jy was nie teleurgesteld gewees aan die skil nie. Jy was teleurgesteld in die piesang binne-in. Jy is nie teleurgesteld in die appel se skil nie. Jy is teleurgesteld in die binnekant van In die binnekant van die appel. Die binnekant van die vrug. Dit is wat saak maak. Stel ook, Alles is donderdag op die kamer. as jy Alles is meer op die kamer. sê Engels. Ja, dat sê maar nie. O, Hy okay. sê dit maar net nie. Okay. Prys die Here. Nee, dit maak nie saak nie. Ek was so net verbaas gewees. Is in Engels gesproken. Okay, prys die Here. Sy boek is in Maar- Engels gesproken. Ons moet nie God teleurstel nie. Nou wat gebeur? Ons moet nie sy gees teleurstel nie. Want ons wil hê die gees van God moet werk in ons harte. Pastor, dis die waarheid, die lig. Ja, leer hulle gou. Kom vir die help op. Dis die waarheid, dis die weg, die waarheid en die lewe. Die Weg, die waarheid en die lewe. die Die weg, die Waarheid en die lewe. die Weg, die waarheid en die lewe. en die weg, die waarheid en die lewe. Halleluja. Prys die Here. Ja. En om op daai pad te wandel, moet ons weet wat die waarheid is. Die waarheid is hoe ons oor God is. Ja, prys die Here, my hart wil net skeer. Ek is so bly oor my kinders wat terug is. Dis goed dat song gespeel het, Vader Abraham met baie kinders. My kinders het tot gekom, my hart is vol vreugde op God. Nee, Amen. prys die Here, in die naam van Jesus! Amen. Okay, nou gaan ek begin preek. Kom ons sit hierdie mic af. Want jy is so irriteer nou. Daar sê, nou kan ek ordentlik praat. Prys die Here. Kom ons kyk gou. Verlede week het ek Psalm 16 gelees vers 11. Nou 11 is net na 10. So kom ons kyk gou na Psalm 16 vers 11. Hy is tussen 10 en 12. As jy is, Hy is tussen 10 en 12 pastor. dis hy tussen 10 en 12. Okay, prys die Here. Mense kyk na die woord van die Here sê. Hy sê, U sal my die pad van die lewe bekend maak. Kom ek kom verlede week ook voor, maar ek wil vir julle iets wys hierso. Versadig van vreugde is voor U aangesig. Lieflikhede in U regterhand vir ewig. Amen. Nou die Hebreëse Bybel sê vir ons,
U sal my die pad van die lewe beken. Amen. Dan sê hy, in u teenwoordigheid is daar volheid van vreugde. In u regterhand is daar plesiere vir ewig. Plesiere vir ewig. Nou, hoekom wil ons dan warm sê? Hoekom wil ons dan ons vrug wat ons moet dra vol wurms maak en heerlik maak? Die Here gaan sy pad bekend maak vir ons. Kom ons kies vir oggend om op die weg van die Here te staan. Kom ons kies vir oggend om met sy gees gevul te wees. Dis 'n plesier. Die Bybel sê, die Hebreëse Bybel sê dis 'n plesier. Is dit nie? Kom, dis 'n plesier om vir God te lewe. Dis 'n plesier om vir oggend te sê, Here, ek het U lief. Here, ek wil U dien. Here, ek wil U loof, ek wil U prys in die naam van Jesus! Daar sê hy, in die naam van Jesus. Gloria, halleluja. Jy sit te ver. Maar gaan nog by jou kom, ek gaan nou by jou kom staan preek. Ja, daar gaan kennis. Dis amazing wat die woord van die Here sê, maar die woord sê ook vir ons, kom ons moet kyk na die skrifte van Jeremia. Julle kan maar blaai. Jeremia sê dit nou Openbaring. As voorklaar hier. Askies? Stem julle saam? So Jeremia sê dit nou Openbaring. Nee, pastoor. Laat ek sê nou wat ek sê. Prys die Here. Halleluja. Ek het gewag maar. Ek het gewag dat sy moet registreer wat ek sê. Amen. Jeremia 17 en vers 18. Onthou, ons wil vrug dra. Nou, wat moet ek doen? Ons doen wat die Bybel sê. Die Bybel sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou. Amen. Wie se vertroue die Here is. Wie se vertroue? Die Here is. Dis 'n plesier om die Here te dien. Dis vreugde om vanoggend voor die Here te staan. En dan sê die woord van die Here vir ons. Wat sê hy dan vir ons? Geseënd is die man. So wat gaan met jou gebeur? Jy gaan gesond wees. Jy gaan geseënd wees. Hy sê geseënd is die man wat op die Here vertrou. Wie se vertroue die Here is. So jy gaan geseënd wees. Baie mense sê, asseblief ek wil geseënd wees. Ek wil geseënd wees. Ek wil geseënd wees. Want Deuteronomium 28 vers 2 sê vir jou, jy moet nie kyk vir jou seëning. Jou seëning gaan jou in. Amen. Yes, en dit is waar die verskil is met die opregte kinders van die Here. Dat hulle op God moet vertrou, want hulle vrug is voor die Here. En dit is lekker vir die Here. En dit is 'n plesier vir die Here. En net die Here kan daai vrug lekker sappig maak. Amen. Yes. Maar dit is 'n plesier. Dan sê die woord van die Here, geseënd is jy. Wie wil geseënd wees? Kom aan man, vertrou die Here. Amen. Amen. Geseënd is die man wat die Here vertrou. Wie se vertroue die Here is. Kom aan, tel op jou geloof. Wat sê ek? Tel op jou geloof. Hey, ek het baie mense wat nou luister in die kerk. Ek praat met die kinders op antwoord die groot mense. Gewoonlik was dit die kinders wat geantwoord het, die groot mense, maar nou is dit omgedraai. Prys die Here. Kyk na die volgende vers. Die vers sê vir ons, vers 8. Want hy sal wees soos 'n boom wat by water geplant is. Sy wortels sal uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie. As daar probleme kom, dan gaan jy nie vrees nie. Dan sê die woord vir ons, maar sy blad bly groei. So hy bly groei,
groei. En in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie. En hou hy nie op om vrugte te dra nie. So al die vrugte wat ons wil like, gaan lekker vir die Here wees. Hy is die landbouer. Wat het gebeur toe Jesus by die vyeboom kom en hy kon nie 'n vrug dra nie? Ekskuus? Okay. Wat het gebeur by die vyeboom? Hy het gekus. Hy het hom gekus omdat daar nie 'n vrug was. En mense, kom ons kry nie die kus volgende nie. Laat ons vrug suiwer wees, skoon wees, soos hy gesê het, sappig wees, lekker wees. Dat ons voor die Here kan sê, luister die, wow, jy sê appel vir my oog. Julle het almal gedink ek gaan sê julle is appel, julle is skape. Pastoor. Die Bybel sê ons is die skape van die Here. Daar's een herder, sy naam is Jesus. Amen. En al sy skape ken sy stem, ken sy naam. Yes. Maar voordat ons gaan kom kyk gou wat sê die Hebreëse Bybel. Die Hebreëse Bybel sê ons, hy sê ons dieselfde. Geseënd is die man wat op Yeshua God almagtig vertrou. Wie se vertroue die Here God almagtig is. Hy sal wees soos 'n boom wat by water geplant is, wat sy wortels uitsteek by 'n stroom. Nie sal vrees as die hitte kom nie, maar sy blad sal groen wees. Hy sal nie angstig benoud. Julle ken die woord angstig wees in die jaar van droogte. Nie ophou vrug dra nie. So hy gaan nie bekommerd wees, hy gaan nie worry nie, hy gaan nie angstig sy naels begin kou en tantrums gooi. Want ons vertrou mos die Here. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, en sy vertroue die Here is. Kom aan, ons moet daai vrug kan dra. Ja, kyk nou, daar gaan my vrug. Ja, prys die Here vir vrug. Amen. Halleluja. Ja, prys die Here. Amen. Yes. Amen. Yes. Maar kom ons kyk gou wat het Johannes ons gewaarsku. Johannes het ook vir ons gewaarsku. In die boeke van Matteus. Maar as my vriend wat my sê, wys jy dat jy het 'n message. Dan net jy kyk maar wag. Ek is nie eers besig met die Here se message. Matteus hoofstuk 3 vers 10. En hy het hier gepraat van Jesus wat gaan kom. En hy het ook gesê, maar die byl lê ook teen die wortel van die boom. Elke boom wat geen goeie vrug dra nie. Hy het nie gesê net vrug wat glad nie vrugte dra nie. Hy sê elke boom wat nie goeie vrug dra nie. So wat moet ons doen? Ons moet goeie soos hy gesê het, sappig wees. Dit moet lekker wees. Die Here moet kan uitsien, nie een met jou te wees. Kom aan mense, kom tel op julle geloof. Iemand kan sê amen. Amen. Ja, prys die Here vir hierdie woord. Amen. Dan in die boeke van Jesaja. Nou Jesaja is nou net voor Openbaring. Okay, na Genesis dan. As jy dan nie wil saam met my sê. Dit is voor Jeremiah. Ah, Dit is voor Jeremia. ja, maar is net na Genesis.
Ek wag laat sy reageer. Sy stem nie saam met my nie. Okay, Jesaja 43. En dit is my verskriklik mooi hier. Vers 2. 43 vers 2. Luister wat sê die woord. As jy deur water gaan, is ek by jou. En deur die riviere sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand. Amen. So ons hoef nie benoud te wees nie. Ons hoef nie angstig rond te kyk. Ons moet op God vertrou. Sodat ons vrug lekker kan wees. Wat kan wees? Lekker kan wees. Ja, ons vrug kan lekker kan wees. Sappig kan wees. Prys die Here. Maar vers 4 sê vir ons, omdat jy kostelik in my oë is. Gaan nou die Hebreëse Bybel lees. Hooggeag is, ek jou lief het. Daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Julle verstaan my vers. Kom ek lees hom gou in die Hebreëse Bybel, vers 2 en dan gaan ek 4 toe. Die 4de een gaan julle verstaan. As jy deur water gaan, sal ek by jou wees. Deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. Wanneer jy deur die vuur loop, sal jy nie geskroei word nie. En die vlamme sal jou nie brand nie. Amen. Luister gou hier na die 4de vers. Omdat jy waardevol is in my oë. Amen. Wow, kom stop net daar. Omdat jy vanoggend waardevol is in my oë. In my oë. In my oë. Jy sien net hier en daar en 'n skroplap en wat 'n nobody en God ag jou hoor. Hy sê jy's waardevol. Amen. Ons het soveel rede om ons vertroue vanoggend op die Here te sit. Ons het soveel rede om vanoggend te sê, Here, hier is ek. Hier's my lyfie, ja. Hier's my koppie, ja. Hier's my voete. Maar ek wil dans tot die eer van die Here. Kom, dan gaan hy vers verder en hy sê vir ons, geëerd, luister hier nou, omdat jy waardevol is in my oë, geëerd is, dis hoe hoog God jou ag, geëerd is, ek jou lief het, God het jou lief. Jy kan vanoggend terugdraai na die Here, jy kan vanoggend opstaan en sê, Here, hier is ek, die Here het jou lief. Amen. Jy kan vanoggend sê, Here, ek wil my vrugte skoonmaak voor U. Ek wil opreg wandel met U. Dan gaan die woord verder. En hy sê, sal ek ander mense in jou plek gee, 'n volk uitruil vir jou lewe. Die Here sal 'n hele volk uitruil vir jou. Dink jy daaraan? Dis hoe waardevol jy in God se oë is. Hy sal die hele span uitrol vir jou lewe. Ja, dis om hulle bly broer. Ek het niks teen die Bybel. Prys die Here. Man, dink jy daaraan? God sal ons opoffer. Nee. Nee. Vir jou. Nee.
Vir my. Daar is hy, wie het dit gesê? Mama kyk. Daar is hy, daar is hy. God sal alles opoffer, net vir? Net vir? Nou praat man, laat jy oor dit kan hoor. Net vir? Nee, vir my. Vir? Ja, vir my. Jy is reg, vir my. Vir? Ja, vir my. Ja, vir my ook. Prys die Here. Dink jy daaraan, ons het soveel rede om volgens voor die Here te staan. Amen. Soveel rede vol. Amen. Prys die Here. Kom ons gaan na die volgende vers toe. Hoekom werk die Gees nog steeds nie? Want eers was dit ons vrugte gewees. Nou gaan ek die vers ook uithaal daar in 1 Johannes. Jy kan gaan kyk, 1 Johannes is net na Lukas. Hier is die boeke van Johannes. Kyk hoe stem sy saam, nie saam met my. Ok, hy is daarom voor Genesis. 1 Johannes 5. Hierdie kan jy maar merk in jou Bybel. Moet net nie 'n selfoon gebruik nie, want jy kan nie merk op jou selfoon. So gebruik 'n Bybel. So hierdie is die versekering van jou gebed. Hierdie vers moet jy op staan dag in en dag uit, wanneer jy bid, sodat jou vrug suiwer kan wees. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons. Vers 14. En dit is die vrymoedigheid wat ons het teenoor hom het, dat hy ons verhoor. Hy het nie gesê miskien nie, hy sê laat hy ons Verhoor. Hy ons Verhoor. So God verhoor my. Amen. God verhoor my. Sê dit. God verhoor my. God verhoor my. God verhoor my. Sê dit totdat jy dit glo. God verhoor my. Ja, God verhoor my. Sê dit weer totdat jy dit glo. God verhoor my. Verhoor. Dink net daaraan. God verhoor my. Hy het nie gesê miskien nie. So as jy bid, daar waar die mense sê hulle bid in bakstene vas. God kan dit nie wegkruip nie. Plafonne weg. Dis die werk van die duiwel. Hy wil hê jy moet twyfel. As jou vrug reg is, jy suiwer is dit vreugdevol om die Here te dien. En jy het versekering dat God jou Verhoor. kom aan mense. Vertel vir die duiwel, jy het versekering dat God jou hoor. En dit is die vrymoedigheid wat ons het teenoor hom het. Dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Nie volgens ons wil, maar sy wil. Ok, kyk in vers 15. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die gebedes verkry wat ons van hom gevra het. So jy gaan dit kry. Just put the belief oor. Sit net 'n geloof daarin. Jy gaan dit kry. Dis 'n uitgemaakte saak. Ons kan maar glo. Maar die Bybel sê as ons bid en ons weet God kan ons verhoor, moet dit wees volgens sy Wil. en ons sal dit vir ja, ons sal dit verkry. Ons sal dit verkry. So vertel daai loser dat hy moet gaan. Sy plek is onder jou voete. Hy wat vir jou sê die Here hoor jou nie. Twyfel 'n bietjie, raak benoud, raak bekommerd. Worry 'n bietjie. Word siek, dis mos sy job daai. Al hierdie dinge. Hy wat vir jou sê, kyk bietjie rond.
Nee. En daai wat vir jou opstuur of vir jou sê, luister, jy sal maak jou kwaad, né? Yes. So, vertel hy loser, laat hy moet gaan. Hy is nie welkom nie. Sy naam is Satan. Die Bybel sê sy plek is onder my voete. Hy is die vader van alle leuns. Hy het gelieg van die begin af. Hy het gelieg. Hy is soos Google en lieg. Sy soos Google. Okay, ek gaan nie stry nie. Ek het dit gesê. Dis nie die Here. Ek Google nie so baie nie. Prys die Here oor die jaar. Mense, maar ons moet kan vertrou en ons moet versekering hê. Jy moet verseker wees dat die Here jou voed. En dit pas by jou? Vrug. Ja, jy is reg by jou geloof en jy's ook reg by jou Vrug. by jou vrug. By jou vrug. Want ons moet nie uitgekamp is nie. Ons moet nie nagelaat word nie. Die bangste is die dag wanneer die Here gaan kom. Amen. Want daar's een skrif wat my bang maak. Die skrif sê, Here, in U naam het ons gebid. In U naam het ons hande opgelê. In U naam. En wat was Jesus se reaksie? Hy het gesê, gaan weg. Ek ken jou. So kom ons het versekering, God hoor ons vandag. Kom ons het versekering, ons vrugte is suiwer en opreg, soos hy gesê het, sappig en soet voor die Here. Kom aan mense, ons kan ons geloof optel, ons kan die Here prys en eer. Ek kan sien die Gees van die Here praat met baie van ons. Amen. Amen. Die Here raas nie vanoggend nie. Hy wil hê ons moet reg wees. Amen. As hy kom, wil hy sy bruid kom. Jy moet speel hy. Wat sê? Daar is iemand in Afrikaans vertel. Sien, hy tot tolkies. Jy moet gereed wees. Ek het geweet, dit was die woord nie. Dankie dat jy my help. En prys die Here vir die kinders. Kom ons kyk gou na Spreuke 4. Spreuke 4 vers 4. Sal nou voor my daar as lees hom aan. Ek gaan nou daar wees. Okay. Het hy my geleer en vir my gesê, laat jou hart my woorde vashou. Amen. Hoor wat sê die woord. Hy het my gesê, laat jou hart my woorde Vashou. Dit wat jy vandag hoor, wat moet jy doen nou? Woord vashou in die hart. Ek sê nie so nie, die woord sê so. Dan gaan die woord verder en hy sê, onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. Dis nie net my gebooie nie, onderhou my woord, my beloftes. Onderhou my liefde. Onderhou my vreugde. My blydskap. So, hoe moet ek en jy wees? Lekker opgewonde, né? Janetta? Met sappig en geurvol wees. Yes. Daai vrug wat vrot is. Jy kan gaan kyk. Hulle lewe is altyd. Okay, kom maar, ek sê altyd 'n tikpak lank gesig. Baie mense verstaan dit nie. Hulle lyk so skape, bokke. Jy al sien 'n bok? Of donkies. Jy al sien hoe lank is 'n donkie se gesig? Ja. Hæ? Daar's baie mense wat so lyk. Omdat hulle nie bly is in die Here nie. Omdat hulle vrug nie soet en sappig is. En die woord sê die byl lê teen die boom se wortel om uitgekap. Daarom kom ons draai terug
wat ons eerder is oprigte hart voor die Here het. 'n mooi hart voor die Here. Yes. Lekker, né? Ja. Ja, sy het groot geword. Wat se groot is jy nou? Groot kind. Okay, moenie worry nie, my Gabriella kom nou daar. Ja. Julle wat nie weet, ek het matriek en ek het 2 keer sandbyt. Okay, vandag is dit graad 7. In ons jare was dit sandbyt. Okay, maar nou nie gaan staan en my doen op my werk nie. So kom ons gaan nou. Dan sê hierdie selfde Spreuke vir ons. Kyk wat sê hy vir ons. Vers 22 en 23. Want hulle is die lewe vir die wat dit vind en 'n genesing vir die hele liggaam. Amen. Nou sê die woord vir jou, bewaak jou hart. Eers sê hy vir jou barrels in jou hart. Nou sê hy, bewaar, dis 'n opdrag, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorsprong van die Lewe. is die oorsprong van die Lewe. Hierdie vers het die Here vir my gegee 2012. En ek het hom op 'n bord geskryf. Die Here stuur 'n man uit die Kaap uit. Wat is hulle gesê, hulle wil ook hulle raak prys die Here. En die man sien die woorde wat op die bord staan. En hy gaan skryf die song. En in sy song sit hy die woorde: bewaar jou hart meer as alles. Want daaruit is die oorsprong van lewe. Kom, ons om 'n suiwer vrug te wees, moet jy jou hart volg en bewaar. Jy kan nie net sê ja, ek gaan kwaad word. Jy moet 'n berg in jou hart. Jy moet 'n berg in jou hart. Waar moet jy 'n berg? In jou hart. Jy het altyd 'n liedjie gesing. My hartjie, iets met hartjie. As ons so gery het. Dit borrel in my hart. Ja, daar's hy. In my hartjie. En nou sê die Bybel vir jou, bewaar dit in jou hartjie. So dit beteken ook, wanneer jou maatjie vir jou kwaad maak, ons nie kwaad word, in jou hart wees. Wanneer mamma met jou raas, moet jy nie kwaad word. Hoekom gaan jou oor so groot? Raas jou ma so baie met jou? Ek sien dit broodjie. Die Bybel sê sy gaan met sy mond kom nie word. Maar ons moet ons hartjie bewaar, want Jesus moet daar wees. Jy kan kwaad wees vir hom. Jy moet luister. Amen. Selfs as 'n ouma nie julle raas. Jy moet luister. En ouma ook. En ouma ook. Ja, hoe vanaf my kyk jy op as hy ja was. En ouma ook. Ja, pastoor. Ja. Kijk, dat is een beetje, ik kan het niet raas. Prys die Here. Halleluja. Ek terf net hoor. Ja, prys die Here. Mense, ek sien jy het tyd in my ingehaal. Dit is so 'n amazing woord wat die Here ons gegee het. Het ons iets geleer vandag? Amen. Hey, Janetta, jy was heel eerstel. Ja, jy het dit gemis. Pastoor, ons het vandag geleer, as jou vrug groot is en dit moet jy op die regte pad staan en in die Here glo, dan sal jou vrug sappig en lekker wees. Onthou dit, Michael. Onthou dit. Jy wil dit uit in jou lewe. Okay, kom ons sê van jou. Want ons almal, selfs ek ook. Ja, soms. Ja.
Ek het baie gewerk aan my meer. Ja. Ek het nou begin rustig. Ek het nou blood sharing gegaan. Eskom is maar Leina. Pastoor, Eskom is 'n rukkie van Leina. Ek is 'n bietjie van Leina. Prys die Here. Nee, ek selfs ek het dinge om aan te werk. Volgende was hierdie boodskap nie net vir julle nog my. En dit is 'n eye-opener om te weet dat dit 'n hindernis kan wees vir die Gees. Amen. En ons moet suiwer wees. Maar kom ons bewaar ons hart. Is dit reg? Ja, pastoor. Ja, amen. Dan kyk jy. Met jou pastoor. Ons deel aan my kyk. Prys die Here. Ja, sal weer. Kom ons raak net rustig. Ons gee aan net tyd met die Gees van die Here, sy gaan nou vir ons bid. Halleluja. Dankie kyk. Loof die Here o my siel en alles wat in my is. Want dit wat ek vandag gehoor het met God, is iets om aan vas te hou. Ek moet u woord in my hart neem. Ek bid vanmôre Here dat elkeen van ons die woord van God sal vas in sy hart en vashou en vaskleef, want aan u o God behoort die koninkryk. Elkeen van ons behoort aan u. Ons het gehoor u het ons lief. Here, ons het gehoor dat u het ons lief en u ag ons hoog. Daarom wil ons vasklou in dit wat u vir ons gegee het. Ons moet vashou, my God, want dit wat u vir ons gee, Here, kan ons nie daar buite kry nie. Dit is net in u woord en dit is net u. Here, ek het in 'n rukkie terug het ek op Genesis geleef dat u het ons spesiaal geskape om u wil te voldoen op hierdie aarde. En so het ons vanoggend gehoor waarmee die woord gebeere word sodat ons u wil kan doen. Dankie vanmôre Here vir pastoor wat die boodskap gebring het. Dankie vir ons sangers. Dankie Here dat hierdie diens net een volmaakte bediening was vanmôre in ons harte en ek hoop en vertrou op u my God dat elkeen sal onthou wat vandag hier uitgegaan het. Mag die Here vanmôre elkeen seën in die naam van Jesus. Amen. En amen. Prys die Here. Mense, van my kant af gaan ek nou sê goodbye, 'n geseënde mooi wonderlike dag vir julle. Wees geseën, wees gegroet. En onthou vanaand het ons kom saam op die Facebookblad. Dit is om 7:00 tot 8:30 toe. Waar ons die Here geloof en prys en eer. Kom luister na die songs. Dinsdag aand bid ons by die mense op die internet. Woensdag aand loof en prys ons die Here op die internet. Donderdag aand het ek my getuienis. Vrydag aand is dit die kruisiging, maar Vrydagoggend het ons 'n aanbiddingsuur wat ook op die internet sal wees. So ja. Tot dan, wees geseën, wees gegroet en shalom julle. Goodbye. Geseënde mooi wonderlike dag.